Laat ons vandag 'n bietjie tyd neem om die woord van God te bestudeer met die preek getiteld Die Bybel en die Hemelse Familie. God het sy profete in elke eeu gestuur en hulle toegelaat om die rol van boodskappers te speel wat die wil van God verkondig. Vandag is dit dieselfde met ons. Almal wat in hierdie tyd die wil van God verkondig en uitvoer, is profete wat deur God gestuur is, nie waar nie? Kom ons bestudeer vandag oor God se wil om die mensdom te red en hoe God se wil geprofeteer en in die Bybel opgeteken word vir al ons hemelse familielede wat nou saam oor die hele wêreld aanbid. 하나님의 뜻이 성경에 어떻게 기록되어 있고 예언되어 있는지 오늘 이 부분을 살펴보겠습니다. Kom ons kyk na die boek van 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12. Kom ons kyk na vers 12. Almal wat godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Vers 13. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Die Bybel is 'n kosbare geskenk wat God aan die mensdom gestuur het. Die boodskap wat God deur al 66 boeke van die Bybel gestuur het van Genesis tot Openbaring is gevul met liefde. Dinge waaroor ons versigtig moet wees, dinge wat ons nie moet doen nie, dinge wat ons beslis moet doen. Die eienskappe wat ons moet hê en die insettinge van God wat ons moet onderhou, al hierdie is volledig in die Bybel gelys. Dit alles is vir ons verlossing. Daarom, wat sê die Bybel? Dit sê dat die Bybel in staat is om ons wys te maak vir verlossing. Kom ons kyk na 2 Petrus hoofstuk 1 vers 20. Hoofstuk 1 vers 20. Dit moet julle veral besef, geen profesie in die skrif, dit wil sê die Bybel, berus op eie uitleg nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees, het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Die Bybel is nie 'n teks wat op menslike denke of opinies geskryf is nie. Dit is eerder die 66 boeke van die skrif soos ons vandag het, getrou getranskribeer om God se wil en sy woord presies oor te dra soos gegee. Al teken die Bybel sommige verslae op honderde jare uitmekaar of duisende jare uitmekaar, wat van al hierdie verslae? God het die Bybel so opgeteken dat alles wat voor en na die verslae gekom het presies vervul sou word. Aangesien hierdie woorde absoluut vir ons verlossing geskryf is, sê dit nie dat niks daarby gevoeg of weggeneem moet word deur menslike opinies in te voeg nie. Kom ons kyk na daardie gedeelte. Kom ons kyk na die boek Openbaring hoofstuk 22 vers 18. Kom ons kyk na hoofstuk 22 vers 18. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. Verwys hierdie boekrol nie na die Bybel nie. As iemand iets hieraan toevoeg, as iemand iets by die woorde van die profesie van die Bybel voeg, wat sal God doen? Sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg? Daarom moet ons nie dinge byvoeg wat nie in die Bybel is nie. Wat sê dit nog in vers 2? En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem. Om woorde weg te neem beteken om af te trek. As ons aftrek,
sal God se aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Die woorde van die Bybel bevat baie belangrike elemente wat ons nie na goeddinke kan byvoeg of aftrek nie. Aangesien elke deel van die skrif noodsaaklik is vir ons verlossing, het God aan die mensdom die 66 boeke van die Bybel gegee. Vandag dring talle kerke daarop aan dat elkeen van hulle reg is. Die koninkryk van die hemel is nie 'n plek waar ons volgens ons eie bewering kan ingaan nie. Word verlossing en die koninkryk van die hemel nie gevind in die uitvoering van God se woord nie. Deesdae aanbid baie kerke rondom ons net God die Vader, maar wat sê God vir ons om te doen in die Bybel? Die antwoord kan maklik en eenvoudig gevind word as ons deur die Bybel bevestig. Maar sonder om deur die Bybel te bevestig, sê sommige mense, wat die ander persoon glo of volg, moet verkeerd wees. As hulle so optree, is dit niks anders as dat hulle hul pad versper om God se waarheid te ontvang nie. Daarom moet niemand 'n stereotype idee hê nie. Wat as iemand wat die weg ken, ons die regte pad wys? Wat as die pad wat ons gister gestap het, die verkeerde pad was? Dit is die wil van God dat ons van daardie pad moet wegdraai en ons moet bekeer, is dit nie? Alhoewel daar God die Vader en God die Moeder in die Bybel is, ignoreer mense God se woorde, moenie by die Bybel byvoeg of daarvan wegneem nie. Dit is die realiteit van mense se geloof vandag. Kom ons bestudeer dan die Bybel oor God die Vader en God die Moeder. Kom ons kyk na die boek Openbaring hoofstuk 4. Openbaring hoofstuk 4 vers 11. U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Dit is God wat die hemel en die aarde en alles daarin geskep het. Deur wie se wil is hulle geskep? God se wil. Die Bybel leer ons dat die afstand tussen die son en die aarde, hul posisies en alles rondom hulle alles deur God bepaal is, sodat menslike lewe op hierdie planeet kan bestaan, lewende wesens kan oorleef en water en lig teenwoordig kan wees. Omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Toe God die hemel en die aarde en alles daarin geskep het hy gesê dat niks in hierdie wêreld gemaak is sonder sy wil nie. Almal dink aan die bestaan van alle lewende dinge op hierdie aarde. Bestaan enige lewende wese sonder 'n pa of 'n ma? Of dit nou die wêreld van diere of die wêreld van plante is, waar daar lewe is, moet daar 'n moeder wees. Waar daar geen moeder is nie, is daar geen lewe nie. Daarom is die wêreld sonder 'n moeder die wêreld van die dood. Wie se testament is dit? Dit is God se wil. Dan, as God die moeder nie bestaan nie, kan daar lewe in die ewige koninkryk van die hemel wees. Die koninkryk van God is die koninkryk van die lewe. Kom ons bevestig dat nie net God die Vader nie, maar ook God die Moeder in die geestelike wêreld bestaan. Wanneer mense kerk toe gaan, beskryf hulle God as 'n God die Vader. Maak nie saak na watter kerk hulle gaan nie, hulle sê dieselfde ding. Word die woord Vader in 'n maatskappy gebruik? Of is dit 'n term wat deur 'n nasionale organisasie gebruik word? Waar word dit gebruik? Vader bestaan as 'n titel binne elke gesin. Ons noem mekaar broers en susters. Die titels 'n broers en susters word ook in gesinne gebruik.
아버지, Vader, broers en susters bestaan. Dan, wie anders moet bestaan? 존재해야 될 존재가 또 누가 있습니까? Daar is baie mense wat sê, daar moet 'n moeder in die aardse familie wees, 혹시 어머니가 있다, en aandring dat daar geen moeder in die hemelse familie en in die geestelike wêreld is nie. 어머니가 없다. 이렇게 주장하는 많은 사람들이 Hier is die baie belangrike saak van verlossing op die spel. 문제가 여기에 걸려 있습니다. 하나님 God is ons Vader. Dit is nie 'n titel wat die kerk arbitrair gekies het nie, maar 'n benaming wat in die Bybel geleer word. Kom ons blaai na die boek Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6 vers 9. So moet julle dan bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. In die boek Matteus, hoofstuk 6, vers 9 het Jesus na hierdie aarde toegekom en mense wat geleef het sonder om die voorsienigheid van die koninkryk van die hemel te ken, geleer dat God ons Vader is. Vers 8. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Wie is God? Die Bybel sê vir ons dat hy ons Vader is. Is God nie ons geestelike Vader nie, nie ons fisiese Vader nie? Kom ons kyk na die boek Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12 vers 9. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad, wat ons getuig het, en ons het hulle gerespekteer. Sal ons ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie? Die Bybel leer ons duidelik, ons het 'n fisiese Vader wat geboorte gegee het aan ons fisiese liggame, en ons het 'n geestelike Vader wat geboorte gegee het aan ons geeste, dit is God. Is die Bybel nie die woord van waarheid nie? Beteken die woord waarheid self nie iets wat feitelik is nie? Die een wat as Vader in die geestelike wêreld bestaan, is ons God. Is die titel 'n Vader nie 'n titel wat gebruik word deur die kinders wat sy vlees en bloed geërf het nie? Pa verwys na 'n man wat kinders het. Aangesien God al hierdie dinge in die Bybel geskryf het, moet ons nooit iets daarby byvoeg of daarvan aftrek nie. Kom ons blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Daarom, gaan uit hulle midde uit en sonder julle af, sê die Here, en moenie aanraak wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. En ek sal, wat sal God vir ons wees, vir julle 'n Vader wees. En julle sal, wat sal ons wees, my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Dit is hoe God ons verhouding met hom gevestig het, as die van 'n vader en sy kinders. Vader, seuns en dogters is titels wat in gesinne gebruik word. Al die kerke vandag verstaan egter die Bybel net tot op hierdie punt. Is daar dan enigiets anders in die Bybel oor moeder? Kom ons blaai na die boek Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26. Maar die Jerusalem daarbo is vry, wie is sy? Sy is ons moeder. Wie word duidelik in die Bybel genoem? Waarna verwys hierbo dan? Dit verwys na die koninkryk van die hemel. Wie is dus die Jerusalem wat in die hemel is en vry is? Sy is ons moeder. Kom ons gaan voort met vers 28. En julle broers is net soos Isak, kinders van die belofte.
Maar soos hy wat op 'n natuurlike manier verwek is, destyds die een vervolg het, wat deur die werking van die Gees verwek is, so gebeur dit ook nou. Maar wat sê die skrif? Jaag die slaafin en haar seun weg, want die seun van die slaafin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrou wat vry is, erf nie. Daarom, broers, is ons nie kinders van die slawe nie, maar van die vrou wat vry is. Die vrye vrou is in vers 26 geskryf as die Jerusalem daarbo. Sy is vry en wie is sy? Wie moet dan vir ons geeste bestaan? Dit word duidelik in Openbaring, hoofstuk 22 genoem, moenie by die Bybel byvoeg of daarvan aftrek nie. Moet ons dan, volgens die woorde in die Bybel, die bestaan van God die Moeder erken of ontken? Alhoewel dit in die Bybel geskryf is, besef baie kerke dit vandag nie. Daarom sê hulle, daar is net een God, God die Vader. Die wêreld van diere en die wêreld van plante op die aarde is deur God vir sy wil geskep. Hulle is die natuur se handboeke wat God vir ons oopgemaak het. Alles bevat die wil van God. Ons moet dink oor hoekom so baie lewende wesens 'n pa en 'n ma het. Sonder vaders en moeders kan ons lewe gee aan toekomstige geslagte. Absoluut nie. Dit is God se wil. Net soos daar God die Vader in die hemel is daar vaders op hierdie aarde. Net soos daar broers en susters op hierdie aarde is daar geestelike broers en susters in die hemel. Net soos daar 'n moeder in die aardse familie is, leer die Bybel ons dat daar God die moeder in die hemelse familie is. Dit word nou duidelik aan ons geopenbaar. Vandag is daar talle kerke wat beweer dat hulle in God glo, maar hulle sluit al hierdie dinge uit. Dit is 'n lewende bewys dat hulle nie God se woord erken nie. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26 is nie deur my geskryf nie. Dit is nie iets wat u geskryf het nie. Mense wat deur die Heilige Gees beweeg is, het al hierdie rekords van God ontvang. Dan, hoe moet ons moeder in Galasiërs hoofstuk 4 vers 26 verstaan? Die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. Kom ons kyk na die boek Genesis hoofstuk 1. Genesis hoofstuk 1 vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. In vers 26 sê God, laat ons mense maak. God skep die mens, is dit nie? Die kerk van God sê dat daar twee gode is wat die mensdom geskep het. Van hierdie punt af is daar 'n volledige skeiding tussen die leerstellings van die kerk van God en die van alle ander kerke in die wêreld. Hulle sê, daar is beslis net een God. Wie praat hier? Daar staan geskrywe, toe het God gesê. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding. Ons kan bevestig dat die mensdom geskep is deur God wat na homself as ons verwys het. Almal, die woord ons is meervoud. Dit is nie enkelvoud nie. As daar net een God is, moes hy gesê het, ek sal die mens na my gelykenis maak. Nietemin, God het dit nie so uitgedruk nie. In plaas daarvan het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding. Kom ons kyk na vers 27. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep.
Wie is geskep? Manlik en vroulik. 상대로 창조하자 하시고 God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, toe is een manlik en een vroulik geskep. 자, 그렇다면 하나님 형상 안에는 Toon dit nie duidelik dat daar binne die beeld van God sowel 'n manlike as 'n vroulike beeld bestaan nie. 이해할 수 있지 않습니까? Dit is hoekom God die uitdrukking gebruik het, laat ons mense maak. 그 남성 Mense het tot vandag toe na God verwys wat die manlike beeld het as 'n God die Vader. 오늘날까지 불러오고 있습니다. 그렇다면 Dan van nature, wat moet ons God noem wat die vroulike beeld het? 당연히 우리가 누구라고 불러야 되겠습니까? Dit is net natuurlik. Is Genesis nie die eerste boek van die 66 boeke van die Bybel nie? In die heel eerste hoofstuk het God ons laat weet dat God die Vader en God die Moeder bestaan. 하나님이 이와 같이 존재한다는 사실을 이처럼 또 알리시고 또 구약 성경 2500회나 Boonop is Elohim in die Ou Testament ongeveer 2500 keer gebruik as die woord vir 'n God. Is dit omdat daar geen enkelvoudige selfstandige naamwoord is dat Elohim gebruik is nie? Nee. Wanneer die Bybel die enkelvoud selfstandige naamwoord gebruik om na die een God te verwys, is dit Eloah. Net soos 'n enkelvoudige selfstandige naamwoord meervoud word as jy die letter e of is aan die einde van die woord byvoeg. Net so word dit meervoud as jy im en na die woord Eloah byvoeg. Dit word Elohim. Al is daar 'n enkelvoudige vorm, hoe het God dit in die oorspronklike Bybel opgeteken? Elohim. Alhoewel God die Bybel met hierdie lering gevul het, dring mense daarop aan. Daar is net God die Vader en daar is geen God die Moeder nie. Dit is 'n heeltemal verkeerde lering. Kom ons kyk na die boek van 1 Johannes hoofstuk 2 vers 25. Hoofstuk 2 vers 25. En dit is die belofte wat hy aan ons gemaak het. Wat het hy ons beloof? Die ewige lewe. God het beloof om die ewige lewe aan die hele mensdom te gee. Wat die vraag betref, van wie kom lewe, lewenswetenskaplikes in die 21ste eeu het tot 'n definitiewe gevolgtrekking gekom. Hulle het die feit ontdek dat sonder 'n ma die lewe geensins aan die volgende geslag oorgedra kan word nie. Daarom het hy binne die hele skepping van God die beginsel vasgestel dat waar daar 'n Vader is, daar ook 'n Moeder moet wees. Verduidelik Hebreërs hoofstuk 8, vers 5 nie dat wat op aarde is 'n afbeelding en skaduwee is van wat in die hemel is nie. Dan, as 'n moeder in die aardse wêreld, die wêreld van die kopie en skadu, moet 'n moeder beslis in die wêreld van die werklikheid bestaan. Dit is hoekom God in Galasiërs hoofstuk 4, vers 26 openbaar, maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. In Genesis hoofstuk 1, vers 26 en 27, wat het God die Vader en God die Moeder vir mekaar gesê? Laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelde. Word daar nie in Genesis hoofstuk 1, vers 27 aangeteken dat die man geskape en gemodelleer is na die manlike beeld van God en die vrou geskape en gemodelleer is na die vroulike beeld van God nie. Daarom getuig die bestaan van man en vrou op hierdie aarde dat God die Vader en God die Moeder in die hemel bestaan. As daar net 'n Vader en geen Moeder was nie, sou die lewe nooit kon bestaan nie. Die leefwêreld kon eenvoudig nie bestaan nie. Openbaring hoofstuk 4, vers 11 bevestig dat God alles op hierdie manier volgens sy wil gemaak het. So, hierdie wêreld van die lewe is aan die mensdom gegee as 'n geskenk, geheel en al deur die wil van God. Dan, aangesien die koninkryk van God die koninkryk van die lewe is, moet God die Moeder ook in die koninkryk van die hemel wees, nie waar nie? 'n Wêreld sonder God die Moeder is 'n wêreld van dood. Op hierdie aarde is daar ontelbare spesies diere en plante.
식물의 세계도 Of dit nou in die wêreld van plante of die wêreld van diere is. 엄마가 없는 어머니가 존재하지 않는 'N wêreld sonder 'n moeder is 'n wêreld van dood. 죽음의 세계입니다. In 'n leefwêreld, soos die koninkryk van die hemel, moet 'n moeder bestaan. As ons na Genesis, hoofstuk 1, vers 26 kyk, wie het al bestaan selfs voordat God die eerste menslike wesens, Adam en Eva, geskape het? Het God die Vader en God die Moeder nie bestaan nie? Deur Genesis, hoofstuk 1 het God reeds aan ons die koninkryk van die hemel geopenbaar, waar beide Vader en Moeder bestaan. Ons word geleer om die woorde van God in die Bybel te verstaan en te aanvaar presies soos dit is, sonder om dit by te voeg of daarvan weg te neem. Daarom al sê mense, net God die Vader bestaan en nie God die Moeder nie, moet ons almal verstaan dat hulle lering absoluut vals is. 'N kind kan net deur 'n moeder bestaan. Dit is hoekom, aangaande die tyd wanneer al die verlore kinders van die hemel gevind word, het God gesê, ek sal hulle bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Aangesien Jesus hierdie gelykenis gebruik het, laat ons 'n oomblik neem om na te dink oor die betekenis daarvan. Hane maak selde hul kuikens bymekaar. Wanneer 'n vyand aanval, verdedig hulle eenvoudig die kuikens, maar dit is al. Wat egter van die hen? Wanneer 'n roofvoël oor sy kop sirkel om 'n kuiken te ruk, bespeer die moeder hen instinktief die gevaar vir haar kleintjies en laat 'n dringende huil uitbars. Normaalweg sal sy saggies kloek, maar in daardie oomblik laat sy 'n deurdringende gil uit. Toe hulle hierdie gehuil hoor, hardloop al die kuikens na hul moeder toe. Die moeder sprei haar vlerke so wyd as moontlik en versamel al haar kuikens veilig onder. In daardie oomblik durf selfs 'n roofvoël nie die kuikens aanval nie. Alhoewel die roofdier weet dat die hen gewoonlik baie swakker is, durf dit nie 'n moeder aanval wat haar kleintjies beskerm nie, want sy sal hulle met haar lewe verdedig. Hierdie voorbeelde help ons om te verstaan dat agter die voorsienigheid wat in God se skepping werk, sy doel lê om die aardse wêreld te ontwerp om die onsigbare en geestelike wêreld as werklikheid te openbaar, wat die koninkryk van die hemel is. Vandag is daar ontelbare kerke rondom ons. Dit is goed om in God te glo, maar wat het hy gesê sal die gevolg wees as die leerstellings van die Bybel verkeerd of te vergeefs geleer word? Kom ons kyk saam na die woorde in Matteus hoofstuk 7 vers 21. Matteus hoofstuk 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, roep mense wat sê hulle glo in God om nie Here, Here nie. Nie elkeen wat beweer hy glo in God nie, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Vers 22. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Almal, wat is die wil van die Vader? Is dit God se wil om volkome geloof in God die Vader en God die Moeder te hê? Of is dit God se wil om te leer en daarop aan te dring dat net God die Vader bestaan? Ons moet elke lering in die Bybel met duidelikheid verstaan. Daarom kan 'n samelewing slegs reg in God glo wanneer dit aanvaar dat die onderrig van die woord van God volgens die Bybel die mees akkurate manier is.
Dit is egter nie wat gebeur nie. In baie gevalle word dit wat in die Bybel geskryf staan verwyder, en dit wat nie in die Bybel staan nie, word bygevoeg. Toe God na hierdie aarde toegekom het, het hy 'n duidelike en plegtige opdrag gegee. Doen die wil van die Vader. Wat het God ons deur Genesis hoofstuk 1 en Galasiërs hoofstuk 4 geleer? Het God aan ons geopenbaar dat God die moeder bestaan, of het hy gesê dat sy nie bestaan nie? Waarom het God alle lewe ontwerp om slegs deur 'n moeder gebore te word? Aangesien ons nie die dinge van die hemel met ons fisiese oë kan sien nie, het God die stelsel op hierdie aarde as 'n model gevestig, wat ons in staat stel om die koninkryk van die hemel te leer en te verstaan. God het die gesin uniek gevestig en sy lede deur bloedbande verbind. Dit is wat ons gewoonlike bloedverwantskap noem. Net so, wat is die waarheid wat God ons gegee het om ons in 'n geestelike bloedverwantskap te bind? Deur die nuwe verbond Pasga, het hy nie verklaar: dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes, en ons ook duidelik beveel om die Pasga te onthou en te hou nie. Die kerke vandag versuim egter om selfs die Pasga van die nuwe verbond te onderhou, die einste waarheid wat Jesus so ernstig begeer en beveel het. Ons moet al hierdie waarhede oor die hele wêreld verkondig, in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. In 2 Timoteus hoofstuk 3, wat sê dit sal gebeur met diegene wat godvreesend in Christus wil leef. Leer dit ons nie dat as ons probeer om godvreesend in Christus te leef, met geloof wat lei na die koninkryk van die hemel, ons sekerlik moeilikheid sal ondervind van diegene rondom ons nie. Wanneer mense Sondag aanbidding en Kersfees hou, dink ander, dit moet 'n kerk wees. Wanneer ons egter sê, ons hou die Pasga en die Sabbatdag, ons glo in God die Moeder, wat is hul reaksie? O, is dit nie 'n vreemde kerk nie? Dit is glad nie vreemd nie. Vanuit God se perspektief, is dit nie die kerk wat die mees akkurate en volledige geloof het nie. Dit is hoekom Petrus en Paulus hierdie kerk bygewoon het. Dit is die einste kerk wat Jesus gestig het. Maak nie saak hoe die wêreld ons mag beskou nie, die wêreld se oordeel is anders as God se. Mag u baie mooi vrugte van die Heilige Gees dra. Ek bid dat al die hemelse kinders en elke Sion staande sal bly in die oë van God. Baie dankie.